Sonne upp i er. Kom, lat oss säng en i morgen, säng en i all. Kom, lat oss säng då de såg upp alles vad asenhet säng. Säng en i morgen,
Laat my denk aan my ontspoor. In my hart weer moed verloor. Here leer my sin as dit moeilik gaan en ek voel verslaan. Here maak my hande los, U het my verlos, ek sal sing. Here leer my sin as dit moeilik gaan en ek voel verslaan. Here maak my hande los, U het my verlos, ek sal sing. Ek sal sing. Ek sal sing. Ek sal sing. Ja, Here, leer ons sing wanneer dit moeilik gaan. Mag ons in storms net ons oë op U hou. Ja, mag ons net aan U vashou en saam met U op die water loop. Call me out upon the water, the great unknown, where feet may fail, and there I find You in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon Your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in Your embrace. For I am Yours, and
presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I'll call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul rests in your embrace. I am yours, and you are mine. Wil jy uitnooi om jou oë te sluit, dan bid ek vir ons vanoggend. Here, ek wil vir u kom dankie sê vanoggend dat ons die voorreg het om te kan asemhaal in die teenwoordigheid. Dat ons kan wees by u soos wat ons is. Met al die druk en al die stres en al die gejaag van die lewe, Here, kan ons net kom wees in die teenwoordigheid en dankie daarvoor. Maar Here, ek weet, hier staan vanoggend mense en hier sit mense, Here, wat voel of hulle verdrink. Het voel of hulle voete nie die bodem kan raak nie. As hy roep na u toe en wonder waar is hy, Here. Jesus, ek kom bid in die groot en magtige naam, Here, dat u sal kom vanoggend en mense sal ontmoet waar hulle is. Dat mense sal hoor vanoggend dat hulle is nie alleen nie. Dat u hulle nie gelos nie. U het hulle nie net daar buite gegooi en vergeet van die Here, maar dat u teenwoordig is. Al kan ons dit nie sien nie. Al kan ons dit nie voel nie, Here, al is die wêreld teen ons en die rekeninge staan teen die deur vas en mense vra goed, Here, weet ons, u is daar. Ek bid, Here, dat u geloof sal kom sterk maak vanoggend in mense se lewens. Dat u sal ingryp wees soos net u kan, Here, en dat u mense sal opbou en bekragtig en moed sal gee, dat hulle sal weet, dat hulle sal weet, dat hulle sal weet. U is die groot ek is. En u is teenwoordig in ons lewens. Ek bid vir elke hart wat wankel vanoggend. Vir elkeen wat voel asof hy ver is. Ek bid vir elkeen wat selfs nie in die glo vanoggend nie. Bid ek. Mag jy hulle ontmoet. En selfs vir ons wat al jare lank saam met u stap, al lank in die kerk sit, Here, wat ook wonder dalk. Bid ek, mag u ons kom bekragtig vanoggend. Mag ons kom vervuld word deur u Gees. En mag ons hier uitstap met moed in ons kop hoog weer. Dankie vir die oomblikke van ontmoeting saam met u in aanbidding, en ek bid werklik dat u in hierdie woord sal gesels en spreek met elkeen van ons. Dat u al die eer sal kry. Ons bid en vra dat niemand ons verdien nie, maar in die naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie, liewe vriende, julle kan gerus julle sitplekke neem. Ek sê vir Tiffany en vir Hein, hulle so dankie, dit is altyd so lekker om die Here se naam te loof en prys so saam met hulle. Van my kant af werklik welkom hier vanoggend, dit is lekker om jou hier te hê.
En as jy die laaste paar sonnaandoggende saam met ons kuier en saam met ons journey, sal julle weet, Darius is die afgelope paar weke besig met 'n reeks gewees met die naam Wysheid en hoe bekom ons goddelike wysheid in 'n tyd soos vandag. En vandag se boodskap is glad nie deel van 'n reeks nie, is 'n boodskap wat die Here al eintlik 'n wyle terug in my lewe vir my geopenbaar het wat ek beleef het in 'n moeilike seisoen. En net weer hierdie week wat vir ons 'n moeiliker week was in die Van der Schuyf gesin. Al 2 kinders wat siek is en 'n mens worstel deur hierdie goed baie keer het die Here dat net so duidelik hierdie boodskap weer oor my pad gebring en in my hart laat val. En ek wil begin vandag deur te sê daar's baie goed wat my en jou kan frustreer in die lewe. Sal jy saam met my stem vanoggend? En ek wil jou nie vra noem wat jou frustreer nie, want dalk sit die een wat jou frustreer dalk langs jou vanoggend. Maar daar's baie goed, nê? Nee? Daar's baie dinge, baie goed wat 'n mens kan frustreer in die lewe. Dalk vind jy verkeer verskriklik frustrerend. Party mense kan nie dit verdra om in verkeer te sit nie. Hulle sit net vir 10 minute en hulle voel asof hulle wil doodgaan letterlik in 'n oomblik. Party mense is dit baie frustrerend om laat te wees. Is daar enigiemand wat haat om laat te wees in die lewe, nê? En dan gewoonlik trou jy met een wat gewoonlik lank vat om klaar te maak, nê? Dis gewoonlik hoe die lewe by mekaar uitkom. Jy hou nie daarvan om laat te wees nie, daai een is altyd laat, okay? Dalk sit jy hier vanoggend en jy dalk baie frustreerd as iemand of iets nie georganiseerd is nie. As jy dalk in 'n winkel instap of 'n besigheid en die goed is nie in 'n lyn gepak nie of goed is nie gelabel soos wat dit is nie en jy's net soos, "Maar wat doen julle hier? Waarmee is julle besig? Kry julle self in orde." Dalk sit jy hierso en jy sê jy raak verskriklik frustreerd as iemand in jou persoonlike spasie inkom. Is enigiemand soos dit? Het jy al ooit by Home Affairs gestaan en iemand staan letterlik teen jou rug? En ja, sy asemhaal is hier oor jou skouer, jy weet, dit is soos in, ja, ek gaan vir jou 3 kussie van vooraf, né? Dit is soos in, skuif terug. Dalk is jy getroud met iemand wat geen personal space is nie, hulle wil net hulle gesig so teen jou druk en jy's net soos, né? Mens word gewoonlik genees as jy kinders het, want hulle is all up in your business altyd, né? Maar mens raak frustreerd oor baie goed, maar een van die goeters wat ek moet sê vir my nogals persoonlik, en ek dink vir meerderheid mense sal saamstem vanoggend is, een van die goed wat my die meeste frustreer is wanneer jy werk met iemand, praat met iemand, besig is met iemand en iemand let nie op wat nou hierso aangaan nie. Het jy al ooit frustreerd geraak oor dit? Veral met kinders, né? Boetie, fokus hierso. Boetie, fokus hierso en Boetie kyk vir die TV en dan mors hy die koeldrank of hy mors die kos of hy kykie wat hy doen nie en hy val oor iets. Iemand wat saam met my kan stem, is iemand nie, of as jy saam met jou vrou sit en gesels, jy sit saam met jou man en gesels en terwyl jy in 'n hartstogtelike gesprek is en jy deel jou hart en jy wend oor die dag oor daai kollega wie jy deur 'n muur sal skop en hulle gaan op hulle foon. Of hulle let nie op nie, of sê, "Skus, wat het jy nou net gesê?" Ja, dis soos 'n come on person. As ek nie getroud is met jou nie, nê, dan sou dis net soos 'n ek weet nie van jou nie, maar as iemand nie oplet terwyl hulle besig is met iets of terwyl jy besig is met hulle ensovoorts, is dit nogals frustrerend. Nou ons as volgelinge van Jesus Christus, ons wat in die kerk sit, ek seker daarvan elkeen van julle wat hierso sit, het al iewers op 'n plek of 'n spasie of 'n situasie gekom waar jy dalk gevoel het God is onoplettend. Asof jy voel die Here stel nie regtig belang waardeur ek gaan of waarmee my lewe besig is of die moeilikheid waardeur ek gaan nou nie. En ek wil amper vir jou vra, het jy al ooit hierso gesit en jy voel God let nie op nie, God stel nie belang nie, God kyk nie vir jou nie? Is daar enigiemand wat al so gevoel het? Ek wil gou vra dat jy jou hand sal opsteek, gou vir 'n oomblik. Enigiemand? Net steek dit hoog op. Hoog. Nee, nie soos hoog. Ons almal, nee. Ons almal het al iewers op 'n plek gekom waar jy voel, maar waar is die Here? Ek gaan nou deur hierdie ding. Ek gaan aan kerk toe. Ek lees my Bybel. Ek is nie 'n bose mens nie. Ja, ek is nie perfek nie, maar Here, waar is U? Hoekom antwoord U my nie? Ek dink almal van ons het al die frustrasie beleef van wanneer God onoplettend voorkom in ons lewens. Wanneer dit voel asof hy nie belangstel nie. En dit lyk elke keer as jy vir ander mense kyk, dan baie asof die lewe net maklik vir hulle gebeur. Ek weet nie of jy al ooit hier in die kerk selfs ingestap het nie, en dan praat jy met mense, en dan is dit asof jy regtig net hulle voortande wil uitslaan. Ek weet nie hoekom is dit met Rikus gefight het dat ek nou baie wil praat vanoggend nie, maar jy al ooit met iemand by die kerk gepraat, en dit klink net asof lewe gebeur. And everything happens, en hulle bid oor 'n saak, en dinge gebeur net, en jy's net soos in, really? Waar is die Here in my lewe?
Hoe gebeur dit nou? Jy praat met iemand en sê, "Ooh, jy sal nie glo nie, Susan. Ek het hierdie week gery in Pick n Pay en dan so bid ek vir die Here en ek sê, Here, kan ek asseblief net 'n parkeerspasie kry? En jy sal nie glo nie, toe ek inry, toe ry die persoon voor Pick n Pay uit en toe kry ek 'n parkering reg voor die naaste parkering wat ek moontlik kan kry." Jy kyk hulle net soos rarig. Here, U antwoord daar oor 'n parkering en ek vra nou al vir maande oor my kinders. Oor my huwelik, oor hierdie werksituasie, hoe is dit? Ons almal het al liewers op daai plek gekom waar ons voel, lewe gebeur net maklik verander. Dan voel dit amper asof al fout is met jou, né? Voel asof jy die probleem is, dan voel of jy nie genoeg geloof het nie, want hoekom gebeur die dinge nie in my lewe soos wat dit met ander mense se lewens gebeur nie? Hoekom antwoord Jesus al? Jy vra, jy soek, jy's amper vanoggend hierso waar jy sit en of jy het op 'n plek gekom waar jy amper al op 'n breekpunt is en sê, Here, ek bid en vra. Het voel net nie of jy deurkom nie. Voel nie of God belangstel nie. Voel asof die Here amper nie oplet oor waarmee jy besig is of waardeur jy gaan nie. Ons almal het al daai plek gekry. Soos ek sê, selfs hierdie week het ek as Darius persoonlik op 'n plek gekom waar ek selfs die Here gevra het, seriously? Regtig, Here? Soos is dit nodig dat ons weer deur hierdie gaan? Is dit nodig dat ons weer op hierdie plek is? Die medies is al uitgeput. My bankrekening sê al minus. Dit is soos in, Here, ons almal het al daar gekom. Maar jy voel amper, Here, hoekom antwoord jy nie? En daarom vandag gaan ons stil staan by 'n storie wat ek glo en ek hoop regtig jy sal oop wees om te luister na. En hoor mooi, hierdie is nie 'n storie van 'n ooshy-gooshy storie uit die Bybel and everything just works out perfectly nie. Nee, hierdie storie werk nie goed uit nie. En ek hoop dat jy vanoggend sal hoor en dat jy dit nie God se karakter sal verkeerd kry nie, want God, hoor gou my mooi, God bly goed. Te midde van die omstandighede, te midde van goed wat gebeur, te midde van goed wat uitwerk of nie uitword nie, God bly goed. En ek hoop dat jy vanoggend sal hoor dat hy goed is. Al werk goed nie altyd uit nie. Nou vandag se storie waarna ons gaan kyk is 'n interessante een. Ons kyk bietjie vandag na Johannes die Doper. Johannes die Doper is 'n baie interessante ou. Johannes die Doper het hierdie ontsettende groot getuienis en geloof gehad in sy lewe, maar dinge het nie vir Johannes die Doper uitgewerk. Nou net so 'n bietjie agtergrond van Johannes die Doper. Hy is hierdie groot geloofsheld gewees. Baie boeke in die Bybel na sy lewe getuig van Johannes die Doper. Jesus het ongelooflike goed oor Johannes die Doper ook gesê. Nou, wie was Johannes die Doper? Johannes die Doper het 'n baie bekende neefie gehad. Weet enigiemand wie sy neefie was? Jesus, okay? Jesus. Nou imagine nou gou-gou, onthou jy sê altyd by die familiekuiers kom en hulle praat altyd van daai neefie wat altyd goed doen in eerste spanne is en hoofseun is ensovoorts. Imagine hierdie familiekuiers. Sis, hoe leef ek op my neefie is die Messias? Sis, okay. Maar hy het hierdie bekende neefie Jesus gehad, maar hy was hierdie profeet, prediker, 'n ou wat die woord van God verkondig het, vreesloos. Hoor die woord? Vreesloos. En hy het hierdie ontsettende groot boodskap gehad, en hy het glad nie gelewe vir homself nie. Inteendeel, hy was hierdie, al het amper hom describe as hierdie wild man, okay? Dalk dink jy hy's wild, maar ek dink hierdie ou was bietjie willer. Hy het springkane geëet, hy het bokvel woestyn gebly. Dis is 'n bietjie van 'n weird ou gewees. En regtig, hy was bang vir niemand gewees nie. Johannes was bang vir niemand gewees nie en hy het hierdie lewe geleef wat absoluut glorie gegee het aan God. En hy was vreesloos in sy boodskap. Die boodskap wat Johannes gehad het, was draai jou lewe reg, want die koninkryk van God is naby. So basically wat hy vir mense gesê het is draai of braai. Draai jou lewe na God toe of jy gaan braai in die hel. Dis so eenvoudig soos dit. En as jy my nie glo nie, die een wat na my gaan kom is, ek ken hom nogals goed, is my neefie, hy is die Messias en hy gaan vir julle verduidelik hoekom jy moet draai. So Johannes het hierdie boodskap gehad van bekering, van repentance, van draai jou lewe terug na God toe. Hy was sterk in sy geloof gewees en mense, die common mense, die mense wat geleef het, was ontsettend mal oor Johannes gewees. Hulle het hom gelaf. So duisende mense het na Johannes toe gekom as gevolg van sy prediking en as deel van hierdie repentance, deel van sy boodskap het hy mense gedoop en sy die nickname Johannes die Doper gekry het.
En op 'n dag hoor die fariseërs, die kerkmense hierdie, en hulle stroom na Johannes toe, en hulle vra hom hierdie vraag. Hoor wat gebeur, Johannes 1 vers 19 tot 20. Dit is die getuienis van Johannes, toe die Joodse leiers uit Jerusalem, priesters en leviete, na hom gestuur het, om hom uit te vra. Wie is jy nou eintlik, vra hulle. Toe het Johannes getuig, en het nie ontken nie, maar voluit bely, ek is nie die Messias nie. So eintlik kom vra hulle vir hom, is jy die Messias? Is jy die een oor wie daar geprofeteer is? Ek dink Johannes het nogals gevoel, hoor ek's deel van die bloedlyn, jy weet, dit is my neefie. Hy kon seker gevoel het, hy kan dit dalk sê, maar dadelik gee hy die eer terug aan Jesus en hy sê ek is nie die Messias nie. Hy is eintlik net die een wat die boodskap bring. Johannes 1 vers 26 en 17 sê, Johannes se reaksie was, ek doop met water, maar hier tussen julle staan daar iemand, wat julle nie nou ken nie, en dit is hy wat na my kom. En hoor hierdie woorde wat hy sê, ek is nie eens werd om die riempies van sy sandale los te maak nie. Johannes het hierdie oortuiging, hierdie geloof, hy weet wie Jesus is. Hy is sy neefie, dis die Messias, dis die redder, en hy sê, ek besef, hierdie is nie net my neef nie, hierdie is God in mensvorm. En wat kom Johannes op 'n dag, kom Jesus aangeloop, en hoor Johannes se oortuiging oor wie hierdie man is. En hierdie is belangrik tot konteks van die storie. Hoor gou wat sê Johannes 1 vers 29. Die volgende dag sien Johannes dat Jesus na hom toe aangestap kom. Hy sê toe, kyk, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy sê nie miskien is dit hy nie, hy sê nie dalk is dit Jesus nie, hy sê dit is die lam van God. Dit is hy van wie ek gesê het, na my kom iemand wat voor my reeds bestaan het. Hy is baie belangriker as ek. Ek was self ook nie daarvan bewus dat dit hy is nie. En daarom het ek gekom en doop ek met water om hom aan Israel voor te stel. So wat gebeur hierso? Johannes het hierdie boodskap, Johannes het hierdie oortuiging, Johannes weet wie Jesus is. En dan kom Jesus na hom toe en hy het die voorreg om die seun van God self te doop met sy eie hande. En hoor gou mooi, julle, hierdie oortuiging, hierdie belydenis, hierdie geloof van Johannes is nie net in Johannes, die boek Johannes vasgevang nie, dis in elke evangelie vasgevang. Jy kan hierdie gaan lees in Matteus, Markus en Lukas, die teksverse is daarop. Elke keer waar Johannes gekom het en hy het hierdie oortuiging gehad oor wie hy is en wie Jesus is. Hy het hierdie oortuiging gehad. Hy weet wie is Jesus. En hier is belangrik dat ons dit sal weet. Nou vandag moet ons gou konteks kry tot hierdie gesprek en hierdie storie, want daar's bietjie agtergrond tot Johannes die Doper se storie, bietjie agtergrond tot die storie waarby ons vandag wil kom, en ek moet hierdie vir julle inkleer sodat ons die boodskap vandag werklik sal hoor en verstaan. So Johannes die Doper, hulle was gebore in die tyd toe koning Herodes koning was oor Israel en oor daai hele gebied. Nou koning Herodes was 'n verskriklike slegte koning. Ek kan in baie detail vir jou ingaan hoe sleg hy was. Kan ek gou vir jou sê, hy was naby, ek dink hy was slegter as Hitler amper tot 'n mate gewees. He was bad, okay. Hy het, ek dink 2 van sy eie seuns doodgemaak. Hy het 1 van sy skoonmaas doodgemaak. Hy het 6 skoonmaas gehad en hy 6 vrouens gehad. En hy het 'n paar van sy vrouens doodgemaak. He was a bad guy. Op sy laaste dag het hy bevel gegee dat mense vermoor moet word, want dat hy seker maak iemand huil op die dag wanneer hy doodgaan. Want hy het geweet die dag wat hy doodgaan, gaan daar 'n street party wees. En wat gebeur toe hy doodgaan, toe laat hy almal vry en toe was daar 'n street party en hulle het gecelebrate toe koning Herodes dood is. He was a bad guy. Nou koning Herodes het 3 seuns gehad. Nou hier's waar dit so 'n bietjie Jerry Springer raak. So jy moet nou mooi oplet tot hierdie storie want is regtig belangrik. Jy het al Jerry Springer gekyk toe jy siek was en by die huis gebly het. Nou Jerry Springer se storie. Koning Herodes het 3 seuns. Herodes Archelaus, Herodes Antipas en Herodes Philippus. Okay, so daar's 3 seuns. Nou Herodes Philippus, hy het 'n vrou getrou met die naam Herodias. Ek dink want hulle was nie baie kreatief in daai tyd nie. Die name klink baie dieselfde. Maar hy ontmoet hierdie girl Herodias en hulle raak verlief en hulle trou en hulle het 'n dogter toe in die proses. Baie interessant. Maar nou een van sy 3 seuns, terug by die 3 seuns. Herodes Antipas was 'n groot leier, 'n ware koning gewees. Die ander 2 seuns het nie soveel mag en goed gehad nie. En toe op 'n dag, Herodes Philippus hou seker 'n braai en hy nooi toe sy broer Herodes Antipas, die een wat al die mag.
En hulle kom toe by die braai seker aan, nou ek kleer dit bietjie my eie konteks hierso in, en Herodes Antipas sien toe vir Herodias, sy broer se vrou. En hy skiem toe, ek like hoe jy braaibroodjies maak. Ek like jou. En sy dink toe, sy is baie snaaks. En Herodes Antipas begin 'n verhouding met sy broer se vrou. Nou, dis wel Jerry Springer involved raak, né? En hulle besluit toe, hulle like mekaar eintlik meer, en sy skei toe vir Herodes Philippus, ek weet nie of al skei saak was nie, en sy trou toe met Herodes Antipas. En hulle het hierdie huwelik, dis soos in, you're marrying your brother's wife, dis net soos, okay, dis is not lekker, okay? En hierdie storie gebeur hierso, en is in die konteks, onthou, hulle was regeerders, al was hulle nie Jode nie, was hulle die regeerders oor Galilea in die streek waar Jesus hulle geleef het en groot geword het. Johannes die Doper, nou onthou Johannes, die wille Johannes met die boodskap van repentance, hy hoor toe, Herodes Antipas en Herodias kom by mekaar en hulle trou, en hy soos in, hierdie werk nie vir my nie, hierdie is nie aan nie, hierdie is disrespectful teenoor ons Joodse kultuur, hierdie is teen ons wette, dit is sondes, en wat doen Johannes die Doper? Hy begin in die strate rond te loop, en hy begin te preek die boodskap van bekering, van repentance, en wat doen hy? Hy call Herodes Antipas en Herodias uit, op hulle sonde. Hy sê, hierdie mense is cheaters, hulle is bad, hulle het sonde gedoen, huigelaars, sondaars, hulle gaan brand, hulle moet hulle lewe uitsorteer. En jy kan nogals dink, as koning, as regeerders oor 'n land, hier's 'n willeman, 'n man wat lyk asof hy op straat is, hierdie ou staan en hy skree jou sonde in publiek uit, imagine gou dit. Imagine ek of Darius loop hier buite in die straat en ons verkondig almal jou sonde. Gaan jy lekker voel daaroor? Jy ken daai Johan, hy laat sy vrou. Jy ken daai Susan, sy drink 3 bottels wyn 'n aand. Nee, imagine dit. Jy gaan soos in, what? En hierdie ou raak kwaad, maar meer as enigiets, Herodias die vrou, sy raak woedend. En sy haat. Julle, ek praat van haat, Johannes die Doper. Soveel so dat sy hom wil doodmaak. Sy gaan toe na haar nuwe man toe, die koning, en sy sê vir hom, right, boetie, of jy vang hierdie ou, of ek en jy gaan niks meer van my afkry nie. Jy weet daai bargaining chips wat hulle gebruik, né? Hy sê sin, jy moet seker maak jy doen hierdie. En Herodes in die proses, hy was toe nou eintlik bang, en ons gaan nou die stuk lees, hy was toe eintlik bang om vir Johannes te vang, want hy het eintlik van Johannes gehou, en hy het nie gedink is so bad ou nie, alhoewel hy sy sonde uitgeroep het. Jy sien nie, dis regtig Jerry Springer hierdie. En op 'n stadium besluit, okay, right, hy gaan net die ou vang, net om die vrou stil te maak in die proses. En hoor gou, ons tel die storie op, Markus 6, vers 17 tot 20. Hoor wat gebeur. Herodes het voorheen, as 'n guns vir Herodias, soldate gestuur en Johannes laat arresteer en in die tronk opgesluit. Sy was na regte die vrou van sy broer Philippus, maar Herodes het haar as sy vrou gevat. Johannes het herhaaldelik vir Herodes gesê, dit is onwettig om u broer se vrou te vat. Om hierdie rede het Herodias 'n wrok teen Johannes gekoester. Sy wou hom uit die weg ruim, maar sonder Herodes se toestemming was sy magteloos geweest. Herodes het baie onsag vir Johannes gehad, want hy het besef dat hy 'n goeie en 'n heilige man is. Hy het hom beskerm en graag na hom geluister, al het Johannes se woorde hom dikwels ongemaklik laat voel. It's like, okay, die storie raak nou, the plot is thickening, okay, waar gaan ons hier vanaf, what is gonna happen? So hierso het jy Johannes die Doper, heilige man, groot profeet, groot boodskap, kind van God, luister vir die Here, doen wat die Here van hom vra, en hier eindig Johannes die Doper in 'n ongemaklike posisie in die tronk. Eindig in die tronk. Ek wonder nogals, wat het binne Johannes aangegaan? Jy sien, Johannes vind homself in hierdie spasie, en weet jy wat gebeur met Johannes? Johannes wankel. Johannes wankel in sy geloof.
Johannes wankel in sy boodskap, in sy oortuiging en dit wat hy nou vir die laaste paar maande, paar jare miskien verkondig daar buite, dat hy sê, hier is 'n Messias, hier is 'n seun van God. Johannes wankel. Jy sien, jy moet besef hoekom, want Johannes doen alles wat reg is. Johannes het gedoen wat God van hom verwag. Hy preek. Hy lewe nie in die wêreld nie. Hy was nie opgevang in die weelde en die rykdom van die wêreld nie. Hy doop mense uit Jesus self gedoop. Maar nou gebeur die dinge iets anders met hom. Nou vind hy homself in die tronk. Hy weet wie Jesus is. Ek meen, sy neefie, hy weet wie hy is. Hy weet hy's die Messias. Hy weet Jesus doen wonderwerke, bo-natuurlike wonderwerke. Hy weet wat die krag is van Jesus. Maar hierso is Johannes op 'n plek waar hy homself in die tronk sit. Ek weet nie van jou nie, maar hier begin die ding bietjie meer huis toe kom vir my, nê? Ek gaan kerk toe. Ek betaal my tiende. Ek is 'n goeie mens. Ek probeer mense help. En hoeveel keer het jy al gevoel jy's 'n goeie mens, maar dan werk die dinge nie uit vir jou nie? Dan gaan die vergadering nie soos jy gedink het dit gaan nie. Dan word die skuld nie afgeskryf nie. Dan word die gebed nie geantwoord nie. Die verhouding word nie gered nie. Johannes doen alles wat die Here vir hom vra. Hy is die heilige man, hy doen al die goed en nou sit hy in die tronk van alle plekke vir die regte ding doen. En Johannes wankel. En hy kom op 'n plek waar hy in die tronk self sit en julle hoor gou, die Johannes wat verklaar wie Jesus is, die Johannes wat weet wie God is, hoor wat vra hy, hoor die boodskap wat hy vir Jesus stuur, Matteus 11 vers 2-3, hy sê Johannes het in die tronk gehoor wat Jesus doen, die werke soos wat die verwagte Messias sou doen. En hy stuur toe sy disippels, om vir Jesus te vra, is hy werklik die Messias wat sou kom? Of moet ons tog vir iemand anders verwag? Daai vers het my hierdie week gevang. Ek dink Johannes se disippels, sy vriende was so half, jy wil hê ons moet hom wat vra? Jy dan gesê dis die Messias. Jy dan vir almal van ons gepreek en gesê, hier kom hy. Jy het hom gedoop, Johannes, jy wil hê ons moet hom wat vra? Jy weet ons gaan teen 'n wonderwerk moet onderbreek. Nee, as wat vir Jesus sê, Jesus, wag net gou. Jou neefie, vra of u nog die een is. Is jy nog die Messias? Is hierdie nie ek en jy nie? Is hierdie nie ek en jy wanneer ons omstandighede begin verander nie? Is nie iets wat ek in my lewe agtergekom het en in soveel mense se lewens is, sodra ons omstandighede begin verander, begin ons geloofsoortuiging ook te verander, né? Goed of sleg? Goed of sleg? Want as dinge goed gaan, ek weet nie of jy kan onthou toe jy op universiteit was en jy het hierdie vryheid, jy lewe, was dit die verste dalk wat jy van God af was? Of jy kry 'n nuwe werk en jy het geld en jy koop 'n nuwe huis en 'n nuwe kar. Ons gaan nie kerk toe nie, ons bid nie, ons is nie nodig nie, everything is going good. Sodra ons omstandighede verander ons geloofsoortuiging baie keer. Of is die teenoorgestel is vir die sleg. Jy bid nou al maande oor hierdie saak. Die besigheid wil nie regkom nie, die geld wil nie invloei nie, hierdie persoon wil nie gesond word nie, die huwelik wil nie gered word nie, die kind wil nog steeds nie luister nie. En jy sê half, kan ek nog glo in God se goedheid? Kan ek nog glo of God goed is? Kan ek nog glo hy is die een wat red? En dis wat gebeur sodra ons omstandighede verander, begin ons geloof geaffekteer word. En dan wonder ons baie keer of God verander. Alles wat ek geglo het, werk nie noodwendig uit nie. Ek luister in die week na 'n ou wat oor dieselfde konsep praat en hy sê dis nogal selfsugtig van my en jou. Hy sê hierdie het my nogals getref. Hy sê want aan 'n ander mense se lewens geaffekteer word. Wanneer jy hoor iemand anders word gehijack, iemand anders het 'n miskraam, iemand anders gaan deur 'n verskriklike lewenskrisis. Weet jy wat doen ons baie keer? Dis jammer, nê?
Dit is jammer om te hoor, ons bid vir die mense, maar wanneer ons hoor van ander mense se krisisse, dan val ons geloof nie, né? Ons geloof gaan nie onder nie, ons verloor nie geloof nie, ons bid vir hulle en ons vertrou die Here gaan deurkom. Maar sodra jou omstandighede, sodra my omstandighede verander, sodra die dinge nie vir my uitwerk nie, nou begin ek te wankel. Nou begin ek te wonder, waar's God? Waar's die Here? Hoekom kom die Here nie deur nie? Is dit nie die mens nie? Want wanneer dit ander mense is dit okay, my geloof wankel nie, maar sodra dit ek is, sodra my lewe, sodra my ongemak aangeraak word, sodra my lewe nie uitwerk nie, geld nie vir my inkom nie, nou skop ek my hakkies in en sê, "Jesus Here, waar is U nou?" Interessant, né? Kan ek vir jou sê? Ek het hierdie week my hakke ingeskop vir die Here. Want ek was geaffekteer. Ons slaap was geaffekteer. My kinders was geaffekteer. En dis wat ons doen. Want waar is die Here? Is asof hy onoplettend is, asof hy nie raak sien nie. Here, ek is dan hier by die kerk, ek werk dan vir die kerk, ek is voltyds hier, hoekom gebeur hierdie goed? Wanneer dit my affekteer, dan verander dit, en ek wonder hierdie week, heel week, hoekom is dit? Hoekom is dit dat ek en jy ons geloof wankel, en ons op hierdie plek kom, wanneer ons lewens geaffekteer word, en nie ander mense se nie? Weet jy hoekom is dit? Want die oomblik wanneer ek en jy deur iets gaan, krimp my en jou wêreld tot die situasie. Johannes die Doper se wêreld was net sy tronksel groot. Jy sien, wanneer die lewe verander, dan krimp ons lewe, ons geloof, alles krimp tot net hierdie klein situasie, en al wat ek en jy kan sien, al wat ek en jy kan dink, is net hoekom hierdie een ding, hierdie een deal, hierdie een kind, hierdie een situasie nie kan uitwerk nie, en ons kan nie verder sien, wat daar buite aangaan nie. En ek kan nou my vra, Darius, hoekom nie, dis lewe. Life happens, lewe is gebroken, die lewe is vol sonde en dit het 'n effek op my en jou. En dit gaan gebeur, dit gebeur met my en jou. Dink gou-gou, as jy deur 'n moeilike tyd gaan, waaraan dink jy? Dis alwaar jy dink, is nie daai ding. Jy dink nie dan om ander mense te help, om uit te gaan, 'n verskil te maak, beter te wees, gesonder te eet, beter te lyk, beter te voel. Nee, dis net hierdie situasie. Dis wat gebeur. Want wat kom doen? Julle onthou, ek wil dit sê, daar is 'n vyand. En wanneer ek en jy deur goed gaan, wat doen hy? Hy is die aanklaer, dan kom sê hy vir jou, jou Here is daarom nie lief vir jou nie, nee. Dis Here, die Here stel nie eers belang in jou nie, kyk waar deur gaan jy. As hy dan 'n God van liefde is, sou hy mos nie laat jy deur hierdie gegaan het nie. As hy dan so goed was, sou nie laat jy deur hierdie goed gaan nie. Jy sien, die vyand kom kla ons aan en dan begin ons hierdie leuns te glo en ons wêreld klimp en ons geloof klimp tot hierdie klein spasie in. En dis wat met Johannes gebeur het. Johannes was hierdie profeet, hy was hierdie ou wat preek, hy was hierdie groot gelowige, en toe die oomblik toe hy in die tronk val, dit verander sy wêreld net na hierdie tronksel toe. En dis ons. Ek wil begin afsluit vandag. Jy sien iets wat ons kan leer, en wat ons moet leer is Jesus se respons. Jesus se respons op Johannes se vraag, want Jesus weet wie Johannes is, hy weet, so dis sy neefie, hy weet al die goeters, en hoor wat sê Jesus vir Matteus 11 vers 4 tot 6. Jesus het hulle geantwoord, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien, want onthou Johannes hoor en sien het wat in die tronk aangaan. Blindes sien en verlamdes loop, mense met ernstige velsiektes word gesond en dowes hoor, dooies word opgewek en armes hoor die goeie nuus en sê vir hom, gelukkig is elkeen vir wie ek nie 'n struikelblok is nie. Dis nie die antwoord wat ek gedink het die Here sou vergeet nie, nee. So amper gedink het Jesus gaan vir sy volgelinge sê, ja, ek is die Messias, maar moenie worry nie, ek gaan vir Johannes uitbast uit die tronk uit. Prison break. Sê dit. Nie wat Jesus vir hom sê nie. Nie die antwoord nie. Die goed wat by my toe opkom is, so gaan ek deur moeilike situasies in die lewe gaan my lewe nie altyd uitwerk nie, gaan dinge gebroken wees, al dien ek die Here, die antwoord is ja. Dis nie wat ek wou gehoor het nie.
So weet Jesus, sy neefie, Johannes die Doper, is in die tronk. Ja, Jesus weet. So sê jy vir my, Darius, dat al dien ek die Here, gaan ek dalk as gevolg van die Here deur moeilike tye gaan? Ja, presies dit. In die oomblik wanneer jy die lig in jou het, gaan die duisternis met al sy mag kom om daai lig uit te doof. Dan gaan hy jou probeer omkry, hy gaan jou probeer onderkry in die proses. So Darius, wat jy nou vir my sê, so Jesus het eintlik nie van Johannes die Doper gehou nie, want dis ons dadelike konklusie, né? Ek gaan deur hierdie goed, so die Here hou seker nie van my nie. Die Here straf my. Die Here hou nie van Darius nie. So ek neem aan, Jesus het nie van Johannes gehou nie, né? Seker iets wat gebeur het toe hulle tieners was. Johannes het hom iewers geskop en toe is hy nou kwaad vir hom en toe die oomblik wat hy dit nou kry, sê haha, gaan jou terugkry. Nee. Dis 'n leuen uit die put van hel uit wat ons elkeen glo. Sodra dit moeilik met ons gaan, sodra dit rof met ons gaan, dan glo ons God hou nie meer van my nie. God let nie op nie, God sien my nie raak nie, God straf my. Hoor gou, wat is Jesus se antwoord oor Johannes die Doper? Matteus 11:11, hy sê dit so duidelik. Hy sê, ek verseker julle, onder al die mense, toe sy disippels nou loop, nou sê hy hierdie, onder al die mense wat al ooit geleef het, is daar niemand groter as Johannes die Doper nie. Tog is selfs die onbelangrikste mense in God se koninkryk nog belangriker as hy. So ons glo baie keer die leuen, né? Maar Jesus kom maak hierdie ding vandag, en dis wat hy vir jou wil kom sê vandag, net omdat die dinge nie uitwerk nie, net omdat die goed nie gebeur nie, soos wat jy dit wil hê nie, beteken dit nie God hou nie van jou nie. Dis nie die waarheid nie. Johannes beland in die tronk, in elk geval. Daar sou in elk geval iets met hom gebeur het in die lewe, want ongelukkig is daar 'n gebrokenheid deel van hierdie lewe. Maar die grootste stukkie goud wat ek gekry het van die Here af hierdie week, is hierdie wat jy moet hoor, en asseblief, as jy alles kan vergeet en net hierdie kan onthou, asseblief onthou hierdie. Toe ek hierdie hoor, het ek in trane uitgebars, want hy het hierdie gesê, het hierdie gehoor, jou persoonlike omstandighede en situasie is nie 'n refleksie oor hoe God voel oor jou nie. As jy wil weet hoe God voel oor jou, gaan kyk na die kruis op Golgotha in 'n gebroke lyf. Jy sien, so baie trek ons die konklusie en die gevolgtrekking dat ek nou deur iets gaan, want die Here straf my. Die Here hou nie meer van my nie. Die Here kyk nie meer vir my nie. Die Here stel nie meer belang in my nie. Kan ek vir jou sê, dis die vyand en die boosheid van hierdie wêreld wat vir jou wil sê, God is lief vir jou, te midde van hoe dit gaan met jou. God gee om oor jou, te midde van hoe dit gaan met jou. Jou persoonlike omstandighede is nie 'n refleksie van hoe hy oor jou voel nie. Guys, ons moet hierdie leer om te besef, life happens. En dis nie altyd lekker nie, en dis nie altyd goed nie. En dinge gaan nie altyd uitwerk nie. Vir een of ander rede het ons alleen begin glo dat die oomblik wanneer ek die Here aanneem, gaan alles in my lewe net uitwerk. Dis alleen. Maar dit verander nie hoe God oor jou voel en wat hy mee besig is in jou lewe nie. En ek weet iemand het nodig om dit te hoor vanoggend. Jou omstandighede en dit wat gebeur het met jou en dit waardeur jy is nie 'n refleksie van hoe God voel oor jou nie. Die kruis. Die feit dat hy sy seun kom stuur het, dit is, en hoor, dis wat hy sê oor Johannes, hy sê, Johannes, ek weet, jy is aan die tronk. Jy gaan deur iets. Maar geseënd is elkeen wat nie twyfel in my nie. Geseënd is elkeen vir wie ek nie die struikelblok is nie. So die vraag vanoggend waarmee ek wil afsluit is, so wat doen ek en jy? So wat doen ons in hierdie situasies, wanneer ons op hierdie plekke in lewe kom, hoe kom ons deur hierdie goed? Hoe kom ons deur hierdie goed sonder om God se karakter te question? Hoe kom ons deur hierdie goed sonder om geloof te verloor? Wel, Jesus het eintlik deur sy respons vir ons hierdie geleer. Die eerste een is, ek en jy moet terugkyk en onthou wie God was. Jy sien, want in jou verlede, as jy gaan terugkyk, gaan jy groot genade sien. Gaan jy sien oomblikke waar hy gebede geantwoord het,
deurbrake waar het gekom het, bekerings wat gebeur het, daar waar jy betrokke was in 'n wonderwerk. Jy sien, die oomblik wanneer ek en jy hierdie situasies kom, moet ons stop en terugkyk en sê, Here, maar wie is U? Wat het U kom doen in my lewe? En weet jy wat gebeur in daai oomblik? Mens begin geloof weer kry in God. En besef, maar die Here, as hy daardeur gekom het, sal hy weer. En die tweede ding wat Jesus ons leer, en hierdie was vir my massive gewees, en ek hoop is vir iemand massive, maar kyk buite jou omstandighede en reflekteer. Jy sien, soos ons sê, baie keer as die lewe op ons val, is dit al wat ons raak sien, is net hierdie ding. En wat sê Jesus vir hom? Gaan vertel vir hom wat jy sien. Gaan vertel vir hom die bekerings, gaan vertel vir hom die mense wat genees word. Maar die oomblik wanneer ek en jy verder kyk as my en jou omstandighede, die oomblik as ek en jy verder begin kyk en sien waar God werk, en sien waar God wonderwerke doen, en sien waar God deurkom, en sien waar God beweeg, dis wanneer ek en jy besef, okay, dit gaan nie nou goed met my nie, my omstandighede is nie goed nie, maar my geloof bly groei, en ek besef, maar God werk, al kan ek dit nie sien nie. Al kan ek dit nie sien, nou nie. God werk. God werk. Ek wil afsluit, en dit is ook nie die positiewe afsluiting nie. Ek weet nie of julle weet hoe eindig Johannes die Doper se storie nie. Met sy kop op 'n skinkbord. Och, Here, maar dis nie wat ek wou hoor nie. Hoe eindig Jesus se storie? Vermoor aan 'n kruis. Sy eie seun. Hoekom gebeur hierdie goed? Here, wat is die doel met al hierdie goed? Jy sien hulle lewens, hulle getuienisse, hulle boodskap word in jare en generasies ingepreek, en dit bou geloof hierdie goed. En jy verstaan dalk nie nou waardeur jy gaan nie, dit maak nie vir jou sin nie, en dinge werk dalk nie uit nie, wil ek vir jou sê, net die feit dat die goed nie uitwerk nie, net die feit dat die goed gebeur, maak dit nie God minder God nie. Haal dit nie God van die troon af nie, maak dit nie dat God nie in beheer is nie, God bly in beheer. Ons lewe is vol gebrokenheid, en dit gaan altyd wees. Die Here het nooit beloof dat lewe vir jou gaan goed wees nie. Maar wat hy beloof het, hy saam met jou. Selfs in die haatlikste en ergste van omstandighede. Kan ek vir jou sê, was Jesus saam Johannes in die tronk? Hy was. Al was hy nie in persoon. God was daar. God het geweet, hy gaan deur dit. En ek wil jou dit vandag vir jou sê, God is nog steeds saam met jou. He will never leave you. And he will never forsake you. Dis die God wat ons dien. En maak nie nou vir jou sin nie, maar eendag in ewigheid sal dit sin maak. Eendag in ewigheid sal ons ten volle verstaan. Eendag in ewigheid gaan die Here die openbaring bring. Nou maak dinge nie sin nie. Nou is daar geen garantie van alles gaan goed uitwerk nie, maar al werk goed nie nou uit nie, weet, daar's 'n groot rede, en God bly lief vir my, al gaan dinge nie goed nie. En dis waarna ek moet vashou. Ek moet nie vashou aan my omstandighede nie, maar vashou aan die kruis van Jesus Christus. En ek weet, hier sit mense vanoggend wat sukkel om hierdie te glo. Ek weet, hier sit mense wat al wat hulle kan sien is hulle omstandighede vanoggend, en daarom die wonderlike geleentheid vanoggend wat ons het vir 'n volwasse doop. En ek wil vra dat die dopelinge en oom Christo en Darius hulle almal na vore sal kom. En ons het vanoggend die geleentheid om te sien waar mense hierso is, wat 'n publieke getuienis en proklamasie maak van dit wat in die binnekant gebeur het. En ek wil jou vra, as jy hierso sit vanoggend en jy worstel in jou omstandighede, mag jy kyk na hierdie doopbad en hierdie stories vanoggend en besef, maar God is nog steeds aan die werk. Dit wat Jesus kom doen het aan die kruis is nog steeds volbring. En mag dit jou geloof bou, mag dit jou die moed gee om net nog 'n dag aan te gaan, nog 'n tree verder te gaan. Want God bly werk, al voel dit nie so nie. So Tiffany, hulle gaan vir ons 'n lied doen. En ek wil jou vra vanoggend, terwyl hierdie gebeur, dat jy net sal kyk en mag die Here en die Heilige Gees doen wat hy doen in jou. Mag hy jou kom bemoedig, mag hy jou oë strek na verder as jou situasie, en dat jy vanoggend die geloof sal kry dat God bly goed. En ek wil jou vra daar waar jy sit, mag ons saam in die oomblik wees, mag ons saam hierdie beleef, en mag ons sien dat God nog steeds aan die werk is. As jy persoonlike gebed nodig het, na afloop van die diens gaan ons saam bid ook, en geleentheid daarvoor gee, maar mag jy besef,
wat God mee besig is en waar hy aan die gang is. So kom ons sit so, kom ons geniet die doop en kom ons geniet die lied ook saam. It was lonely in the dark, but you were working. It was painful, it was hard, but you were working all things for my good. Couldn't feel you at the time, but you were working, full of questions, wondering why. But you were working all things for my good. When I look back over my life and I think how good you have been, my soul sings, great is your faithfulness. When I get your love on my mind, I'm so grateful. All over again, my soul sings, great is your faithfulness. Through the valley, through the storm, oh, you are working. I will worship all the more, 'cause you are working all things for my good. When I look back over my life and I think how good you have been, my soul sings, great is your faithfulness. When I get your love on my mind, I'm so grateful.
Christ is my firm foundation, the rock on which I stand, and everything around me is shaken. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. Came in, blue and my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it. Came with blue and my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand, and everything around me is shaken. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand, and everything around me is shaken. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. Ek wil jou sommer uitnooi daar waar jy sit, dat ons saam die oë sluit, dan bid ons saam. Here, ek wil vir dankie sê vanoggend dat ons hierdie kan sien wat hier gebeur het vanoggend en meer as net 'n doopbad in water, Here, hoe U besig is in mense se lewens. Maar Here, ek weet so baie van ons kan baie keer so vasgevang raak in ons eie lewe.
in ons eie probleme, in ons eie omstandighede en mis waarmee jy besig is. Mis waar jy is. En Here, mag hierdie getuienisse en doop vanoggend ons herinner, Here, dat U is nog steeds aan die gang. U is nog steeds besig, U het nie van ons. En die bewyse van U liefde is aan daai kruis op Golgotha. Is die daai gebreekte lyf van Jesus Christus, daar is ons bewyse, as ons ooit een nodig het, of U nog lief is vir ons. En ek bid in die naam van Jesus, mag ons verder kyk vandag, as net ons eie probleme en ons eie dinge. Mag ons hier raak sien. Ek bid Heilige Gees, mag U vir ons die geloof gee wat ons nodig het, om aan te hou gaan, om net nog 'n tree te gee, net nog 'n dag te gaan, net nog verder te gaan, al kan ons nie die uiteinde nou sien en verstaan nie. Ek sê vir U dankie, Here. Dankie vir Jesus se respons en sy antwoord hier vir Johannes. En help ons, Here. Help ons, Here, dat U in ons geloof nie 'n struikelblok sal word nie. Help ons in die moeilike dae, wanneer dinge nie sin maak nie. Ek sê vir U dankie, Here, vir hierdie mooi oggend, vir hierdie tyd so saam. Mag ons spesifiek bid vir mense wat sukkel vanoggend. Mag U hulle aanraak, mag U hulle help. Mag elkeen van ons altyd ons geloof hou in U, eerder as in ons situasies en omstandighede. Ons bid en vra dat niemand ons verdien vanoggend nie, maar in die wonderlike en kragtigste naam, die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Vriende, ek wil jou graag uitnooi dat jy hierdie week sal goed gaan, dat jy die Here sal beleef in elke ding wat jy doen, en al wat maak dinge nie sin nie, al gaan dit nie goed nie, mag jy geloof hou in Jesus Christus. Ek wil jou ook uitnooi na vanaand se aanddiens om 6:00. Ons gaan aan met hierdie reeks, 'n kragtige reeks, waarmee Jesus besig is, waarmee hy dinge doen ook. So bring 'n vriend saam, 'n vriendin, kom kuier saam vanaand, en mag ons sien hoe die Here verder ook werk. Mag elkeen van julle 'n heerlike Sondag geniet. Ek wil jou uitnooi om te staan, dan spreek ek ook die seën vir ons uit vir die week ook. Staan net so, dan ontvang jy die seën. Here, my gebed is, Here, dat U Heilige Gees nou in ons, op ons, om ons en agter ons sal wees. En dat ons U teenwoordigheid sal beleef. Here, al maak dinge nie sin waar ons gaan, wat ons doen, waar ons dinge aanpak nie. Bid ek, Here, mag ons hierdie oortuiging en hierdie vrede binne ons hê, dat U bly werk, U bly goed, en dat U ons nooit sal verlaat nie. Ek bid in die naam van Jesus, mag U mense bemoedig, mag U saam met mense gaan, en mag elkeen van ons wat wankel, Here, weer sterk geloof sal kry hierdie week ook. Loof en prys U, en ons bid seëning oor elke mens hierso, en beskerming oor elke mens, tot ons weer by mekaar kom. In Jesus naam bid en vra ons dit, en die gemeente sê saam, amen. Heerlike Sondag, tot ziens.